Goeiemôre julle. Hallo. Hier is 2 skerms hoor, ek weet van julle kyk dubbel. Voorsitter, baie dankie vir die uitnodiging. En dankie dat julle my verdra. Ek moet sê, ek moet my weerhou om iets te sê van gister en die rede hoekom ek dit sê, ek het begin werk as die sekretaris van die Nasionale Lucerne Komitee en van die Nasionale Graansorgkomitee, toe hy 'n ander naam gehad. Ek het groot geword in georganiseerde landbou. Ek het altyd verstaan dis 'n federasie. Die lede is hier en jy federeer daarbo. Nee, ek is ernstig. Ek was bietjie geskok gister om te hoor is nou 'n maatskappy met geselekteerde direkteure. Maar dis nou julle feit, maar ek dink die telkaart was gister in julle guns. Baie dankie dat julle sterk staan. Kom ons praat oor vorentoe. Hoekom boer julle? Want is ons passie, nee. Maar jy moet geld maak ook, anders gaan dit nie werk nie. Hoe maak jy geld? Die omgewing moet jou help om dit te doen. Dis wat Vrystaat Landbou doen. So ek gaan bietjie met julle net praat oor die realiteit. Wat is nodig vir welvaart? En ek is nie negatief nie, ons moet realisties wees. Wat is nodig? Wat is die fondamente? Hoe lyk dit? Die Engelse praat van current reality. En nou wil ek sommer sê, voorsitter, ek nou gister hier deur hierdie hele streekverslae gekyk. En ek gaan nou stout wees. Wat is alles wat die manne opsit? Veiligheid, veediefstal, brande, paaie, vee, Eskom. Waar word hierdie probleme hanteer? Pretoria? Hallo? Nee. In Vrystaat, daar waar ons boer. Dis waar dit hanteer word. So ek gaan 'n bietjie praat oor hoe lyk die telkaart, current reality. Hoe gaan ons vorentoe? So dan sê wat is strategie? Die voorsitter het gister ook daarna verwys, strategiese plan, en hierdie is toevallig Amerikaanse skyfie. Hulle sê strategie is vat bietjie 'n langer termyn siening. En julle gaan sien nou op 'n prentjie praat ek van trend spotting. Goed loop, 'n trein loop, ek noem dit sommer trein spotting. Belangrik, kom die trein na jou toe, sit jy soos 'n vlakkas aan die ligte, of ry die trein weg van jou? Ons moet die tendense loop oor tyd, dit verander nie vinnig nie. Tweedens sê die ouens vir ons, jy maak geld uit verandering. Ons boer nie soos 30 jaar terug nie. Dit het verander, so jy moet aanpas, verandering is hoe jy geld maak, so ons moet aanpas. Besluite, julle het gister gehoor, besluite, doelwit, waarheen gaan ons? Dis waaroor dit gaan. Bestuur die goed, want hierdie tannie sê, hier's goed aan die gebeur. Ons moet mooi kyk, die trein kom aangery, en ons moet versigtig wees. Gister het Tini gesê, hoop is nie 'n strategie nie. 'n Ander man het dit ook een keer vir my gesê, en toe gaan lees ek bietjie op. Jy kan nie 'n strategie hê, 'n plan hê, as jy nie hoop het nie. Luister mooi wat ek sê. Hoop is nie 'n strategie nie. Maar jy kan nie 'n plan hê, as jy nie hoop het nie. Hoekom sit ons hier? Ons het passie en ons het hoop. Dis waaroor dit gaan. Begeerte vir 'n beter toekoms. Voorsitter, jy het dit gister mooi gesê. Moet realisties wees. Nie dit of dat nie, wat gaan aan. En dan steek gou julle regterhande uit. Wat sien julle? Jy gaan jouself help. En dan steek jy jou ander hand so op. Dis nie Pretoria nie, dis waar ons hulp vandaan kom. Gaan ons self help met die hulp van bo. Nie van Pretoria nie, sorry. Maar dis hoe ek dit sien. Goed, kom ons gaan vorentoe. Die Engelse praat van current reality. Waar is ons nou? Ons moet daaroor praat. Ek gaan 'n bietjie daaroor met julle praat. Toe ek en Gernie gepraat het en gesê het, wat het ons nodig om vorentoe te gaan? Die fondamente van welvaart. Natuurlik het ons passie, maar ons moet vorentoe gaan. En dan gaan ek bietjie sê, julle weet, wat het ons in Vrystaat Landbou? Maar ek wil bietjie stil staan by trend spotting. Kerels, dames, die goed kom aangeloop.
Jy kan selfs op tikkies geswat het, dan weet jy, mense word meer. Mense moet eet. As hulle dit nie kan koop nie, dan steel hulle dit. Gaan dit môre verander? Nee. Realiteit. Goed. En dan moet jy nou daar hierdie goed kyk en sê, waarheen is ons op pad, en dit is waarmee ons hier besig is. En natuurlik siklusse, ek wil nie daarvoor. Ek het bietjie gaan lees, wat het ons nodig vir welvaart? Dis is so 'n bietjie, ek het spesiaal in Engels gelos, net om julle deurmekaar te maak. Hulle sê daar's 'n paar sleuteldrywers wat nodig is, en ek verwys nou na ons omgewing waarin ons boer, onthou dit, dis die besigheid. En 'n klompie fundamentele goed wat moet saamwerk, laat ons 'n goeie besigheid hê, 'n ekonomie wat groei, want vir my as 'n boer, moet daar meer mense wees met baie meer geld. Dan kan hulle weg jou styk koop. Amper sê ek, dan koop hulle 'n Goonies styk, ek het nou die dag geraas gekry, oor ek na 'n Goonies wys, want ons het met 'n Goonies geboer. Kyk, 'n Goonies styk is eintlik baie goeie waarde vir geld. Hy's taai, jy kou lekker lank in daai styk. Nee, dis is sommer 'n grappie, ons het niks teen Goonies nie. Goed, wat is die fundamentele goed? Een sê die slim ouens, jy moet onderwys hê en die ouens moet skills hê. Nou, jy hoef nie netwerk 24 te lees om te verstaan, dit bestaan eintlik nie meer nie. So ons probleme. Rule of law, en ek het hierdie net so gelos, voorsitter, protection of property rights. Geskoolde mense, eiendomsreg moet in plek wees, kontrakte moet in plek wees, rule of law. Julle kan self besluit. Good governance, ek moet sê gister het ek iets niets gehoor, dis julle ouens wat maak dat die politici steel, want dit is nie, hulle steel nie van self nie, dis ons wat hulle verlei. Maar dit daar gelaat, ons kan self besluit. Politieke stabiliteit, ons is nie op die oomblik in 'n politieke stabiele situasie nie. Dis die realiteit, nie negatief nie. So ek het gesê, human capital, so 40%, nou die ANC het gesê, as jy 30% kry, dan pas jy matriek nie. So 40% is miskien net deur. Rule of law, ek dink nie ons is baie op 'n goeie pad op die oomblik nie. Kom ons sê 40%, ons pas dit net. Volgende een sê sound economic policies. Nou hier moet ek vir julle twee goed sê, gaan net weer daarna verwys. Die Reservebank is baie konservatief. Hulle moes rentekoerse verder verlaag het. Maar as ons 'n Reservebank gehad het wat dit nie gedoen het nie, dan het ons seker nou gepraat van R30 op 'n dollar. En dan het 'n Land Cruiser nou iets anders gekos. So dis belangrik. Ek dink ons Reservebank is 'n groot anker, ons doen goed. Fiskale beleid, staatse besteding, kom nie, dit gaan nie goed daar nie, gaan nou vir julle wys. Handelsbeleid, dit wat aan die gang is, nie regtig positief nie, maar daarom ons kry uitgevoer. Ons is in 'n vrye handelsomgewing. Dis positief. So daar's daarom so 'n paar positiewe goed. Infrastruktuur, gesê 40. As ek net al julle verslae kyk van die streke, daar waar ons bly, vervoer, energie, infrastruktuur. En dis nou digitaal. Hulle wil nie vir meneer Muskie los met sy Starlink nie, want dan kon ons ook ordentlike internet gehad het op die platteland. So, kom net deur. Innovasie en tegnologie. Kyk gou hier om julle om die saal. Wat sien ons hierso? Sien jy iets van Landbank, Departement, LNR? Nee. Wie doen nie innovasie en tegnologie in landbou? Ons. Die besighede wat ons ondersteun. Dis hoekom ons internasionaal kan uitvoer. Is dit die staat? Sorry, ek is nie daar nie. Sorry Hans, ek het nie met jou besig nie. Dis hoe dit is. Tegnologie. Eendag praat ons al op Nampo van drywerlose trekkers. Toe sê een boer vir my, man, ek het al 30 jaar lanker drywerlose trekker. Ek is voor met tegnologie. Dit red ons. Maar ek wil die punt maak, dis ons en die mense wat ons ondersteun wat dit reg kry. Dis hoekom ons kan uitvoer, nou meer daaroor. Doeltreffende markte, voorsitter, ek het begin werk by die Landbou-Unie. Minister Skuman gaan sien en gepraat oor die mielieprys. Dan die kabinet besluit. Al wat ek vir julle wil sê, as ons nou wil moeilikheid hê, dan moet die minister en haar amptenare vandag besluit oor ons produkpryse. So dankie Vader, dit het gebeur.
So ons kan daarom ietsie positief. So is 'n paar positiewe goed. Die punt is, dit lê by ons. Gaan die regering dit regkry? Hulle sê jou ekonomie moet groei. Hulle sê jy moet minder arme mense hê en so 'n paar ander goedjies. Jy moet julle nou mooi kyk, ek gaan net terugkom na hom toe. Dit is eintlik maar 'n opsomming van net so goed om sê rule of law. Waar is ons grootste probleem met rule of law? Pretoria ook, maar waar, voorsitter? Mense wat toegesluit word oor 'n naweek, oor 'n VD vang of mense met honde op sy plaas. Ek dink dit bestaan nie in die platteland nie. Waar lê dit? By ons. Goeie bestuur, munisipaliteit, julle weet hoe gaan dit daar. Infrastruktuur, met wie praat julle? Munisipaliteit. Gys, julle skraap julle eie paaie. Lei julle eie padskrapers op. Ons doen dit. So kan ek deur die goed gaan. Kom ons raak realisties en sê, die staat gaan dit nie doen nie. Ek weet die MEC het 'n ander siening, maar ek dink ons glo haar nie regtig. So lyk die telbord, kom ek gaan gou vinnig deur. Die swart lyn is werkloosheid. Onthou nou ons het net gesê, groeiende ekonomie wat werk skep. Ons is van die lande in die wêreld met die hoogste werkloosheid. Is dit 'n teken van sukses? Nee, kyk daai rooi goed is ekonomiese groei. Ons het laas jaar net so bo 0 geëindig. Nou jy gys daai 0 spel jy met 'n F, hoofletter F. Dis amper niks. Dis hoekom nie mense nie ons produkte kan koop nie. Ernstig, dis in ons belang dat die ekonomie moet groei, dat mense moet geld hê. Want die produk wat ons verkoop is voedsel. Ja, dis 'n passie, maar dis voedsel. Dan die ander grillerige een, die rand het die laaste 10 jaar met so 42% verswak. Daai John Deere moet jy koop, want oor 5 jaar is hy nog duurder. Realiteit. Maar kyk hierdie ene. Staatsskuld. Hierdie is die laaste jaar, julle sal mos weet, ek dink ons het 3 keer probeer vir 'n begroting. Nou dis elke keer hulle het onder begin, bietjie minder skuld, bietjie meer skuld, dat ons hulle gesê, moenie worry nie, ons gaan so by 80% piek. Nou die hoeveelheid skuld wat die staat het is 6.4 triljoen rand. Hulle het mos vir hom Zuma sukkel mos met die nulle, julle weet daarvan nie. Vra hulle vir hom meneer Zuma, hoeveel nulle is daar in 'n triljoen? Weet julle, hy het ook nie geweet het toe sê nee, ek ken net die eerste deel van die woord. Goed. Ons betaal 1.2 miljard per dag aan staatsskuld. 1.2 miljard. Soos enige boerdery en besigheid, as jou skuld weghardloop, dan gaan jy bankrot gaan. Ons is naby dit. Dis waar ons is. Gaan nie goed nie. Staatsskuld het in die laaste 10 jaar omtrent verdubbel. Hoor mooi, verdubbel. Meneer die voorsitter, jy het gesê, hulle betaal alles vir salarisse. Dis die realiteit, kerels, dames. Dis die omgewing. Soos ek by 'n boerevereniging kom en hulle sê, ons gaan 'n brief skryf vir Vrystaat Landbou Gerneel en hulle moet boot toe gaan, dan kry ek so 'n warm, nat gevoel in my broek. Dit gaan nie werk nie. Ons praat met onsself. Voorsitter, hierdie is nou baie stout een, maar jy het gister daarna verwys en ek het nou die dag. Sien julle tendensie so? Hallo? Stemgeregtigdes wat vir die ANC stem. Voorsitter, jy daarna verwys, hier kom groot veranderings in die volgende 3-4 jaar. Dis nie of nie, is hoeveel. 'n Groot herrangskikking. Meneer Trump het begin met wêreldherrangskikking. Hier by ons ook, hierdie tendens gaan ergens eindig. Hy gaan nie omspring in 1 jaar nie. Kom ons neem 8 daarvan. Vra vir die Lindy is nou nie, ek en sy doen so opname onder so 118 landbouekonome. Want boere jok as jy vir hulle vra hoe gaan dit, dan sê hulle dit gaan baie sleg. Dis mos maar hoe dit gaan. Toe sê ons, kom ons vra vir die landbouekonome. Wat sê hulle vir ons? Staatsbeleid is ons boere se grootste risiko. Die ouens wat ons geld voorsien, die banke en so meer. Staatsbeleid is ons grootste risiko. Ek gaan nou nie deur almal gaan nie. Kort van die lank is risiko gaan toeneem van die staat se oogpunt af. So ons los ons op ons eie. Dis waar ons is.
Staatsondersteuning. Kom ons vergeet daarvan, hierdie is hulle praat van 'n produsentesubsidie ekwivalent. Dis 'n maatstaf in die wêreld van hoeveel staatsondersteuning kry jy. Nou dit is 'n baie ingewikkelde, eenvormige manier. Nou hier links lê Australië, Nieu-Seeland, dan Suid-Afrika. En dan kan julle sien die Europese Unie, Amerikaners is so hier by die 20%. Dit sê kort van die lank van jou boerdereinkomste is amper 20% afhanklik van staatsondersteuning. Ons is op 1,7%. Okay, derde laagste in die wêreld. Hierdie ene kan julle sien oor tyd, regs onder hoe dit afgeneem in die laaste 15 jaar. Staatssteun word minder. So wat sê dit vir my? Ek moet na my regterhand kyk. Gaan nie van 'n ander plek afkom nie. Hoe lyk die jongste begroting? Hulle is baie slim, hulle deel dit in 2. Landbou kry maar 0,7% van die staatsbegroting. 0,7. As julle daar links kyk onder, slegs 7 miljard gaan aan die makroomgewing, die ander gaan na opkomende boere toe. Grond en so meer en so meer. So good luck, hoe sê die Engelse, good luck, you're on your own. Dis die realiteit. So kom ons hou op om te sê die staat moet ons help. Gaan die een verby, gaan Landbank voorsitter jy daarna verwys. Landboufinansiering op die oomblik is slegs 7% kry ons van die Landbank. 7%. As jy 'n jaarverslag gaan neem, ons het nou geskryf vir Landbou Weekblad so wat terug. Hulle fokus op opkomende landbou. Ek het nie fout daarmee nie. Maar moenie dink die staatsinstelling gaan jou help as 'n kommersiële boer nie. Is nie op die tafel nie. So kom ons gaan kyk links onder, staatsondersteuning daal. Maar wat doen ons? Julle klomp bokkers van boere, wat doen ons? Ons voer al hoe meer uit. Ons produseer genoeg vir die land en ons voer uit. Sê dit iets van ons? Natuurlik. So ons is baie veerkragtig, ons is baie sterk. Goed, ten spyte, voorsitter, van 'n treurige en korrupte regering, presteer ons. Okay. Ons voer uit. 'n Raps meer as 50% van die landbou se inkomste kom uit uitvoere. Voorsien die binnelandse mark en die helfte van ons geld kom uit uitvoere. Natuurlik gaan ons nou nie oor meneer Trump praat nie, dis nou 'n ander bokker op. Maar Amerika was een van ons uitvoermarkte. Maar dan sien julle die ander ook daar. Groot verskeidenheid. Wat sê dit, voorsitter? Ons as kommersiële boere kan met minimum staatshulp internasionaal meeding en plaaslik kos gee. Ek dink ons kan iets daarmee doen vorentoe. Hier is nou nog 'n stoute grafiek. Ek wil een teruggaan. Ek sit so op 'n direksie of 3. Eerste ding waaroor ons praat, is daar 'n mark vir ons produk. Die een besigheid verkoop ons meubels aan tenderpreneurs, so R200,000 vir 'n sitkamerstel, ek jok julle nie. Nou vra ons, is daar 'n mark? Dis die eerste debat. 2 ander maatskappye, is daar 'n mark? Nou vra ek vir julle, is daar 'n mark vir die produk wat jy produseer? Hallo? Ja. So dis nie die issue nie. Daar is 'n mark. Kyk hoe lyk hierdie mark. Daar is 'n rekenaar glips. Die getal mense is die swart lyn. Dis die wat hulle tel met die sensus. Dis die mense wat ons produk koop. Regs onder, daai stafies is voedselbesteding. Ons is in 'n groeiende besigheid. Ja, daar's uitdagings. Daar's issues. Okay, julle, binnelandse mark, uitvoere. Kom ons praat gou 'n oomblik daaroor. Die OECD, FAO, dis wat na die goed kyk, hulle het so 'n week of 2 terug vooruitsig vir die volgende 10 jaar gewys. Nou net sommer vinnig, ekskuus voorsitter, ek wil nou nie te lank gaan nie, maar wêreld se inkome per capita. Onthou, daar's 2 goed wat die vraag na voedsel laat groei. Die getal mense en hulle moet ryker word. Die wêreld gaan met so 1,6% in per capita groei in die volgende 10 jaar. Dis positief. Indië
onthou nou net die Indiërs is nie in Natal nie, hulle is in Indië. Indië 4,5%. Hulle word vinnig ryker. China 3,5%. Europa, Oudhuis 1,5%. Terloops, Europa se bevolking gaan daal in die volgende 10 jaar. En dit gaan moslim word. Dis nou 'n ander debat. Dis ernstig julle. Ons bure, Sub-Sahara Afrika, waar is dit? Gys, jy en jou man het nou weer gaan toer. Soos buurlande, ekskuus ek wys nou nog Gys, maar hy sal my verskoon, ek en hy het darmal 'n biertjie of 3 saam gedrink. Sub-Sahara Afrika groei stadiger, 1,3% inkomste groei. Maar kyk daaronder. Wêreldbevolkingsgroei plat af 8,8 miljard mense. Indië gaan die grootste bevolking in die wêreld word. 18% gaan dit wees. Hulle gaan China, hulle is besig om China verby te gaan. China steek vas op 1,4. Daar gaan 1,8 miljard Indiërs wees oor 10 jaar. Nou dink net as jy in elkeen 'n curry pakkie kan verkoop. Dis hoe ons koppe moet werk, nie? Kerels, die wêreld verander. Sub-Sahara Afrika, dit was 'n sjokker, ek het nogal soos die kinders sal sê. Ons gaan die meeste mense se groei gaan in Sub-Sahara Afrika wees, hier bokant ons. Teen 2,3%, ons gaan 1,8 miljard mense in die volgende 10 jaar in Sub-Sahara Afrika. 1,8 miljard. Hulle moet eet, hulle vertrek in stede in. Bietjie scary, nee. Dinge is aan die gebeur. Graaninvoere gaan met 400 miljoen ton styg. Julle sal onthou, lank terug toe ek by die Mielieraad was, het ons gesê die mark vir witmielies is 'n doodgaande mark. Is nie. Ons gee die streekkos en plaaslik. Maar hier is 'n interessante een, as hulle nou al hulle rekenaarmodelle goed laat hardloop, is Sub-Sahara Afrika een van die grootste invoerstreke in die volgende 10 jaar. Hulle gaan 34% van hulle basiese voedsel invoer. Dis ons bure. Is daar 'n mark? Natuurlik. Vergeet van Europa. Bietjie anders dink. Ja, natuurlik is daar moeilikheid. Ek gaan nie deur al die ander gaan nie. Die kort van die lank as hulle sê graan gaan groei, vleis gaan groei, hoendervleis gaan baie groei, selfs skaapvleis. Skaapvleisverbruik gaan groei, want waar is die mense? Die Arabiere, Noord-Afrika, hulle voer ons skaapvleis in. OK, nou is die ander een. In die wêreld, baie honger mense, food insecurity. Amper 1 miljard mense het te min kos elke dag. Die meeste lande wat kos kort, is in Afrika. Nou is hier 'n interessante een, 'n FAO Hunger Map. Nou dis 'n ongemaklike een. Hieronder sal julle sien ons so 'n pink skakering, maar as jy noord van ons kyk, is tot 1/3 van die bevolking is ondervoed. Hier bokant ons, oor die Limpopo. Hulle gaan groei na 1,8 miljard mense. Hulle gaan toenemend voedsel invoer, met 1/3 van hulle kosbehoeftes. Is dit sleg? Koppe moet anders werk. Hier's 'n mark, ons moet vorentoe gaan. Goed, ek gaan nou nie hier gaan nie, daai enetjie wil ek julle net wys. Dis die uitvoerlande, Amerika, Suid-Amerika, bietjie Rusland, koring, Rusland, Oekraïne. En dan daai enetjie met die kringetjie is Sub-Sahara Afrika, ons gaan al hoe meer invoer saam met die Asië-lande. Dis die wêreld waarin ons besigheid doen. Vrystaat landbou. Ons praat van ons nie. Daar is beesvleis uitvoere, los back and close hier nou vir die oomblik uit, dis 'n ander dwaalspoor. Wie koop ons beesvleis? China, Jordanië, Kuwait, Arabiese Emirate, Qatar, Egipte. Ons voer vleis uit. Kyk hoe dit gegroei, beesvleis. Hy vat nou 'n knak, maar dan gaan nog steeds uit. Witmielie uitvoere. Wie koop die meeste witmielies? Zimbabwe. Al ons buurlande, hoekom? Want klein boere kan nie aan mense in stede kos voorsien nie. Punt.
Luister mooi wat ek sê. Klein boere kan nie aan mense in supermarkte kos gee nie. Daar's 12 miljoen mense in Gauteng. Dis die wat hulle getel kry. Waar kry hulle kos? Supermark. Waar kom daai kos vandaan? Bietjie anders dink. Skaapvleis uitvoere, so 4 jaar terug, 1400 ton, 12.000 ton voer ons uit. Hoekom is die lamprys R106 per kilogram? Is dit omdat die binnelandse verbruikers ryk word? Nee, die goed gaan uit. Dit stit ons pryse. Dis waarheen dit gaan. Qatar, UAE, Kuwait en so meer. Maak dit julle opgewonde? Ons is nie in 'n doodgaande mark nie. Dis die eerste ding wat jy vir jouself moet vra. Die omgewing is gagas, maar nou ja. Provinsies. Nou is ek moedwillig. Maar is die Vrystaat belangrik? Ja. Dis die jongste landbou sensus syfers. 51% van die land se akkerbouprodukte kom uit die Vrystaat uit. Ons is die voedselmandjie. Veeprodukte 43%. Kan ons 'n bietjie wil arm druk? Ja, ons kan. Ons kan. Een van julle het gister gesê, die manne wat daar in die Kaap sit, hulle grootste vrees is honger. Glo my. Die Weskaap voer vrugte uit en drank en sulke goed nie kos nie. Hulle het 'n min koring, ons voer in die afvalkoring in. So voorsitter, ek dink dis 'n rede hoekom ons 'n bietjie kan standpunt inneem. Dis hoekom ons kan sê ons het aanspraak om 'n omgewing te kan hê wat werk. En ons gaan dit ongelukkig moet doen. Goed. Nou sommer 'n ander ongemaklike. Waar is die manne wat gister so gepraat het? Dan moet jy my buite orde reël. Wat gepraat het oor Pretoria wat so belangrik is. Dit was my interessant, dit was al die groot boere wat gepraat het vir Agresa. Eina. Die meeste boere is kleiner boere. Hierdie is 'n samestelling van boerderye. Hieronder, dis wat vir wet geregistreer is, boerderye tot by so 3.5 miljard omset. Kyk net daar. Dis ons. Is nie die mega boere wat die volgende hier is nie. Nou as ek moetswillig maak, is ernstig. Ernstig met julle. Dit voorsitter is die mense wat julle verteenwoordig. Dis van wie ons praat. Dis wie ons is. Verstaan dit. Goed, wie gaan ons ondersteun? Ek dink ons het geantwoord. Kom ons begin afsluit. Wie gaan Vrystaat boere help? Jou regterhand en die hand wat jy opsteek. Ek nou lysie probeer maak, nou kan ek my eie goed nie lees nie. Wat is die issues? En ek het sommer toevallig in julle verslag gaan kyk, maar daar in Clarence waar ek 'n bietjie betrokke is by die boerevereniging, elektrisiteit. Praat julle met Pretoria oor elektrisiteitsprobleme hier? Kempen, waar is Kempen? Praat jy met Pretoria? Bloemfontein, dankie. Dit is jou job hier om jou omgewing beter te maak. Paaie, met wie praat julle? Gys, julle praat nie met die manne daarbo nie, jy stoei met jou munisipaliteit. Dis hier. Luister mooi, nou die dag toe ons in die strategie sessie sit, ons begin hier die goed praat. Hoeveel van die goed in ons onmiddellike omgewing lê in Pretoria? Hoe sê julle, daai F met 'n groot hoofletter. Grondonteiening is geteken, al daai goed is deur, ongeag. Die omgewing waar ons moet geld maak lê hier. As ek nou ons agendas kyk en dit wat julle rapporteer, veiligheid. Daar by ons teen die Oos-Vrystaat grense, dis 2/3 van 'n boerevereniging se vergadering. Dis waarmee ons besig is. Doen Pretoria dit? Nee, ons doen dit. So kan ons deurgaan. Paaie, biosekuriteit, dis 'n lekker ene, nee. Ons mag seker nie daaroor praat nie, dit moet ons by die RPO praat. Biosekuriteit, veeartseny is 'n provinsiale funksie. Luister gou. Veesekuriteit is veeartseny is 'n provinsiale funksie. Hoekom val dit deur die mat? Want die staatsveeartsenydiens
in Vrystaat werk nie. Wie gaan dit regmaak? Ons. My vriend Jack en ander mense is besig. Ons gaan dit self bestuur. Ons gaan ons eie kompartemente in die Vrystaat maak om ons beeste en ons vee te kompartementaliseer. Ons gaan ons eie programme hê. Dis wat dit gaan gebeur. Mense in Pretoria kan dit nie doen nie. Daar is mense wat besig is om te praat met uitvoerders via Jacobsdal. Kerels, dis waar ons moet fokus. Dis wat ons moet doen. Vrystaat landboulede, ja, dis ons. Droogte, wie help julle in droogtes en vloede? Brande. Daar by ons help ons onsself, oral. So ek is nou, ja. Voorsitter, ek dink julle kry die idee. Ek wil nou nie regtig aanhou nie. Maar dis die realiteit. Die omgewing waar ons besigheid doen lê hier. Dit lê in ons hande. En as 'n ou vir my sê dis te duur om 'n georganiseerde landbou te behoort, daar by ons het ek eendag sê van die jong manne, as die rivier is, gaan ek nie daai ou help nie. Ek sê vir hom, "Sjoe, dis almal 'n bietjie kras." Hy sê, "Ja, ons dra die omgewing, en as daar iets fout gaan, dan hardloop daai manne." Toe ons in Brandfort was, 2015 met die hulp, wie die eerste by die boerevereniging kom voer soek? Die nie-lede. Ek weet ek is op ongemaklike goed. Die punt is, as ons nie onsself gaan help nie, gaan daar niks gebeur nie. Ons moet ernstig praat met die mense om ons. Ons moet dit doen. En dan het ek 'n goeie vermoede, nou hoef julle my nie te antwoord nie, maar die diesel wat ons gee vir padskrapers, ek weet jy kan nie die rabat terugeis nie, maar ek dink is 'n uitgawe in jou boerdery as ek dit nie mis het nie. Nee? Prof het gister gesê, as ons goed self doen, as jy mooi dink, dan kan dit 'n uitgawe raak, hoef jy nie dubbel belasting te betaal nie. Ons moet mooi daaroor dink. Daar's 'n groot gaping daarso. Voorsitter, ek wil graag afsluit. Waar is die slegste plek vir strategie? Is ek reg? Ek moet tog vir julle hierdie vertel. My dogter Andrina in Brandfort was sekretaresse van die boerevereniging. So 11:00 die aand toe ry ek, die oggend vroeg bel sy my. Sy sê vir my, Dad, Julius gaan ons grond vat. Ek sê, Andrie, wow. Toe ek gisterand 11:00 af weg was dit nie die gesprek nie. Nou, sy sorry, sy sê vir my, nee, dit was so 12:01 hierdie oggend met die laaste bure gewees. Dat ouens gaan besluite neem op daai drankpraatjies. Wees versigtig. Praat konstruktief. Terloops, ken julle mense wat suksesvol is, wat negatief is? Net jou skoonma nie. Moenie negatiewe praatjies praat nie. Die probleme wat ons het, lê 'n groot deel in Vrystaat Landbouverband, waar ons reeds is, dis waar ons moet fokus. Eerste ding. Tweede ding, is daar 'n mark vir ons produk? Ja, daar is 'n mark vir ons produk. Ons moet ons reg posisioneer. Wat is hierdie? Wêreldbeker. Flip tussen al hierdie gemors wêrens, wen ons die wêreldbeker shot op shot. Ons kan. So waaroor gaan dit, voorsitter? Dit gaan oor te sê, wat is current reality? Ons het daaroor gepraat. Current reality, met respek, lê nie in Pretoria nie, dit lê hier in die Vrystaat. Dis waar die probleem is wat ons moet oplos. Current reality is daai tendense, mense word meer en hulle word hongerder en hulle word werkloos. Gaan misdaad verander? Nee, reality. Daai trein kom aan. Ons moet dit self bestuur. Die mense word met 'n groot spoed meer. Ons voorsien Afrika van kos. Laas jaar, in 'n droogtejaar, hoekom het witmelie R7,000 'n ton gegaan? Dis nie al die manne hierbo wat dit gekoop het. Hulle het onder ons uitgekoop, 2,4 miljoen ton. In 'n droogtejaar is op boontoe. Hulle koop weer hierdie jaar. Voorsitter, baie dankie. Ek hoop die fondamente is nie regtig in plek nie.
Die fondamente lê hier by ons. Dit lê in ons eie hande met die hulp van bo. Baie dankie.